Goeiemôre vir die een wat ek gemis het vanmôre. Ek kan nou nie onthou wat ek allemaal gegroet en wie nie. Was dit net so op ons saam? Die hemelse Vader, almagtige skepper van hemel en aarde, Here, ons dankie vir 'n beskermde hand deur die nag. Ons dankie dat ons in U naam kan by mekaar kom vandag, om meer van die woord te leer. Here, laat ons dit asseblief kan verstaan, in die naam van Jesus. Amen. Amen. Okay. Vorige geleentheid het ons gesels oor skuilplek, waar ons skuil as ons moeilikheid het en ons probleme. Daar in Psalm 91. En net om so te herinner, van Psalm 91 vers 1, hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. En onthou, toe praat ons van, ons moet ons probleme nie self probeer uitsorteer nie, ons moet alles vat na die Here toe, né? Hy is ons skuilplek. Hy is iemand wat ons kan red. Ons het so 'n bietjie gesels oor Goliat en wat God se naam beteken, onthou julle? Want die ek is. Okay, so vandag wil ek dit so 'n bietjie verder vat. Bietjie oor die hartsake, oor die hart gesels. Nie Valentynsdag nie, né? Ek het die tema gegee, deursoek jou hart. Bietjie kyk wat in die hart aangaan. So, daar is baie verse in die woord wat praat oor die hart, as so wat 1000 verse, wat net praat oor die hart. So, dit moet iets belangrik wees. En hoekom is die hart so belangrik vir God? Want dis die kondisie van jou hart, wat jou verhouding met God bepaal, né? Dis belangrik vir hom. Ek lees in Spreuke 4 vers 23. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. So wanneer ons praat van die hart, dan is dit nou nie die fisiese hart wat pomp en die bloed pomp deur die are nie, né? Ons vat dit meer geestelik of Bybels. So mense het baie verskillende opinies en verskillende idees van die hart, want ek meen, as jy nou hartseer is nou nie jou hart wat seer is nie. Iets op die hart is nou nie regtig op die hart nie. So, mense het verskillende opinies en sommige sê, dis jou persoonlikheid, soos jou wil en emosies. Ander sê weer, dis jou denke. Ander mense sê weer, dis jou gees. Met ander woorde, deel van jou wat nie gemaak word wanneer jy glo in Jesus al weergebore is. Maar as ons nou na al die versies in die Bybel gaan kyk van die hart en die hartsake, dan kan ek die afleiding maak en sê, dis amper jou hart verwys na die innerlike mens, wie jy regtig is. So 'n kombinasie van gees en siel. Dit bepaal so half jou karakter. So ander mense hart kan jy sien wat se tipe persoon is daarin. Okay, dit sluit ook emosies in en dinge soos besluite en intensies en motiewe wat jy het. En in die woord sien ons dat iemand wat nie vir God ken nie, sy hart bedrieglik is en die toestand van sy hart word dan ook weerspieël na die buitekant toe, dan kan almal sien eintlik wat in daardie persoon se hart aangaan. Mens kan dit onmiddellik agterkom. In Jeremia 17 vers 9 en 10, Jeremia 17 vers 9 en 10 lees ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge. Ja, verdorwe is dit. Wie kan dit ken? Ek die Here deursoek die hart, toets die niere om aan elkeen te gee na sy weë volgens die vrug van sy handelinge. So God weet presies wat in ons hart aangaan. Noem dit denke, noem dit jou siel. Hy weet presies wat aangaan. So daar is nie eintlik iets wat ons kan wegsteek nie. Spreuke 27 vers 19.
soos in die water, aangesig teenoor aangesig, so is die hart van die mens teenoor die mens. As ons in water kyk, is dit soos 'n spieël, ons sien onsself. En hier sê hy vir ons, so is die hart van die mens teenoor die mens. So as twee mense met mekaar gesels, kan jy gou agterkom, hoe is die persoon se hart? Want hoe sê hulle, wat die hart van vol is, hy loop die mond van oor, ons het al baie daaroor gepraat, né? Of voorheen oor het, dat ons moet pas op, het begin alles by ons denke. Ons meeste sonde en probleme begin by ons denke, want ons dink aan iets, daarom gaan dit op die hart, en dit gaan oor, ons manifesteer, dit groei, en daarom gaan dit oor in woorde, ons praat dit, of dit gaan oor in emosies of dade. Onthou ons het nog daai voorbeeld gebruik van moord. Sy moord is nie net 'n moordenaar besluit hy vermoor iemand en gaan vermoor iemand nie. Dit begin by 'n gedagte. En hy oordink hierdie ding, en die ding groei in hom. En hy beplan wanneer, waar, hoe gaan hy dit doen? Gaan hy die skiet of met 'n mes doodsteek of wat ook al die geval is, en naderhand is dit op die hart, en dan gaan dit oor in die aksie in dit, dan word die daad gepleeg van moord. So dit begin alles by 'n gedagte, dit word nie net 'n moord gepleeg nie. En so ja, gedagtes en die hart loop nou nogal na mekaar, lyk dit my. Matteus 15, vers 18 en 19. Maar die dinge vanuit die mond, jammer, maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. So wat ons praat, kom uit die hart. Maar die dinge wat uit die mond uitgaan, kom uit die hart. En dit is die wat die mens onrein maak. So goed wat ons praat, dit is die dinge wat ons onrein maak. Vers 19, want uit die hart kom daar slegte gedagtes, moord, egbreek, hoerery, diewery, valse getuies, lastertaal. So al daai dinge kom uit gedagtes uit die hart uit die mond uit op die ou einde. Psalms 139, vers 23, is wat Dawid die Here vra. Dawid kom agter, hy het iets in sy hart wat nie reg is nie. Hy berg goed daar, wat nie daar moet wees nie. En hy sê daarso, deurgrond my o God, en ken my hart. Toets my en ken my gedagtes. So hy vra vir God, kyk in my hart, toets my gedagtes. En kyk, daar by my 'n weg is van smart, en lei my op die ewige weg. So hy vra eintlik, Here, wys my wat is verkeerd in my hart. Wys my wat is verkeerd in my gedagtes, laat ek dit kan regmaak. Want hy wil op die ewige pad, hy wil die ewige lewe hê. So ja, ons mense kan vashou aan dinge, en ek gaan amper waag om te sê, ek weet, iemand gaan my nou weer met klippe wil gooi. Elkeen van ons, en ek sluit myself in, almal. En ons kan nie een laat verby gaan nie, almal van ons. Almal in die gebou. Het ietsie in die hart wat nie reg is, iewers nie. Miskien het ons dit al vergeet, ons weet dalk nie eers daarvan nie. Elke liewe een van ons het ietsie in die hart wat nie reg is nie. Iewers daar diep in die hart weggebere. Dit kan wees woede. Dit kan ietsie wees wat ek verkeerd gedoen het. Dit kan ietsie wees wat iemand aan my gedoen het. Daai geheimpie wat ek hou daar in die hart, né? Elkeen het iewers 'n ou geheimpie wat hy wegsteek daar. En een of ander wrok of iemand wat jou te nagekom het of ingedoen het op 'n tyd. Of iemand wat jou seer gemaak het. En dis al jare daar, ons het al vergeet van dit. Maar die probleem is daar in die hart. So dit beteken is nog daar, ons het nie 'n rein hart nie. Nie een van ons mense het 'n rein hart nie. Daar is iewers ietsie. En ek kan amper sê, as iemand so iets teen iemand het, en iets vashou van die verlede, of iets wat jy daar in die hart gebeere het, oor iemand, en ons bel nou daardie persoon. Daai persoon gaan dalk
Ek kan amper waarborg, ek gaan nie eers dit mee onthou nie. Gaan nie eers mee onthou. Ons gaan gelukkig wees as hy jou onthou. Ja. Party van ken hy jou nie eers meer nie. Sê, wie's jy? Waarvan praat jy? Dit is al lank al vergeet, dan pla die ding, ons het hom nog op die hart. Maar daai ander persoon het ons al lank al vergeet. Kan nie eers meer onthou waaroor dit gaan nie. Of onthou jou dalk glad nie eers meer nie. So, dis belangrik om die hartkamer skoon te kry. Dis tyd om die ou dinge te vergeet en te laat gaan. Dis die hartkamer skoon kry. Sien ons baie goed so ver en diep in ons harte dat ons onsself af vergeet. Ja. Maar dis nog daar. En solank dit daar is, kan 'n mens nie 'n reine hart hê nie. Ek ben kyk by 'n mens huis en ek glo elkeen het so 'n hoekie of plekkie wanneer al die ek het 'n laai. Ek het 'n gemorslaai daar in die huis. Ek gooi al die gemors. Ek kan nie dit weggooi nie. Maar ek weet nie wat om met dit te maak nie. En as ek nou nie weet wat om met iets te maak nie, dan gooi ek dit daar in die gemorslaai en vergeet van dit. Daar is 'n ou water en ligte rekening in. Daar's 'n tandestokkies, daar's ou 2 sente en 5 1 sente in. Daar's 'n ou huisesleutels in. Ek weet nie waar hulle pas mee nie. As 'n stel batterye in wat seker al 80 jaar oud en 10 teen 1 pap is, 'n pen wat nie werk nie, nee, dis daai gemorslaai. En ons almal het so 'n gemorslaaitjie. Want ons weet nie wat om met die goed te doen nie, maar dis nog waardevol. Jy wil dit nie vergeet nie. Jy wil dit nog hou. Dan gooi ons hom daar in die gemorslaai of daai gemorskassie. En ons is dieselfde, daai gemors wat ons nie voor die Here se voete gaan neerlê en hom vra help met dit nie. En ons wil nie praat daaroor nie. Die gaan bær ons gaan steek hom weg aan die hart. Maar nou moet ons onthou, daai laai op 'n stadium word voller en voller en voller. En so ook die ding in die hart, hy groei en dit word voller en meer en erger. En dit gaan dalk naderhand oor na woorde of 'n daad toe. En eendag as hy nou moet trek en jy haal daai laai uit, dan kom jy agter, dan sê ons altyd, mens kan hom maar gemors opgaar. En ons is dieselfde in die hart, ons gaar gemors op in die hart. So, en ons doen dieselfde met alles in ons lewe. Ons bær hom daar iewers. Ons wil vergeet van hom. Ons moet onthou die Here ondersoek ons hart. Hy weet dis daar. Jesegiel 36 vers 6 en 27. Gee die Here die antwoord vir ons. Jesegiel 36 vers 26 en 27. En ek sal julle 'n nuwe hart gee en 'n nuwe gees in julle binneste gee. En ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle hart van vlees gee. En ek sal my gees in julle binneste gee en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Mooi. Daar is ons antwoord. So weer eens, ek het net gedink ek moet dit ook byvoeg by die vorige geleentheid van Psalm 91. Hy wat in die skuilplek van die Allerhoogste sit, sal vernag in die skaduwee van die Almagtige. Ons kan nie daar by hom van sit en vernag. As ons hy verkeerde dinge in die hart het nog nie. Ons kan nie, ons moet 'n rein hart hê. En nie een van ons het 'n rein hart nie. Daar is ietsie iewers. En al wat ons kan maak is bid en vra. Die Here ons lei en wys wat is daardie goed. En vergifnis vra of ontslae raak van die goed. En duidelik in die woord word ons vertel, moet jy nie bekommer oor gister nie, is verby. Moenie bekommer oor gister nie, is verby. Ons kan nie goed by mekaar maak nie. En so is dit dieselfde met die hart. Goed wat gister gesê is of aan jou gedoen is of wat jy verkeerd gedoen is. Dis te laat, ons kan dit nou nie regmaak nie. Maar dit slaat daar in die hart. En hoe meer goed in die hart is en dit raak vol daar, hoe groter probleem raak dit. Daarom kry jy slaaplose nagte. Maar ons almal het daai ietsie, ons vertel vir niemand nie. Ons steek dit weg nie. En ons almal het so ietsiekie in die hart, iewers dan.
Maar ons moet dit nie wegsteek nie. Ons moet ontslae raak van dit, dat ons 'n skoon, rein hart het. Ja. Rein. 'n Rein hart, dis baie belangrik. Ja. En soos die Here sê in Spreuke 3 vers 6, ken hom in al jou weë, en hy sal jou baie gelyk maak. So moet ons hom ken met die dinge van die hart, dat hy dit vir ons skoon maak en wegneem. Goed. Kort boodskapie, maar net tot so ver. Wou dit graag met julle deel. Ja. Ons bid net so saam. Hemelse Vader, Here, dankie vir die woord wat U vir ons gebring het. Here, dankie dat ons meer kon leer van die woord van U vandag. Ons vra so dat U by elkeen sal wees, dat ons dit kan verstaan, en nie net hier los nie, waar ons uitgaan hier, waar ons dit kan gaan bedink, en op die hart hou. En dis immers 'n goeie raad en goeie boodskap wat ons kan in die hart gaan vaspen. Here, laat ons ook ander daarvan kan vertel, as ons hier uitgaan, en dit in die toekoms sal onthou. En Here, dan vra ons dat die Gees stuur om ons te wys waar is ons foute, wat is nog verkeerd in ons harte, wat is daar gebeure in die hart wat nie daar moet wees nie. Wat ook al dit is, dat dit aan ons geopenbaar word, en dat ons kan vergifnis kry daar en verlossing, en die dinge kan regmaak. Ons vra dit alles in die naam van Jesus. Amen. Amen. Dankie. Amen.